Dawie Rood en Efficient Private Clients maak die volgende onderhoud moontlik. Nou, Efficient Private Clients spesialiseer daarin om innoverende beleggingsmoontlikhede te identifiseer en private beleggingsportefeuilles vir kliënte plaaslik en internasionaal te ontwerp. Kontak gerus vir Dawie by die e-posadres wat op die skerm vertoon sal word tydens hierdie onderhoud. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Ek is nou besig om so 'n bietjie te kyk na hierdie Kilian saak en een van die goed waarna ek veral belangstel is om te probeer uitvind hoe diep korrupsie in die polisie in die Wes-Kaap lê. Want blykbaar is dit deel van die probleem. Die polisie en senior polisie is betrokke by bendes en dit veroorsaak groot probleme en jy weet blykbaar baie daarvan af. Ja, Isak. Ek gaan vir jou terugvat gou na 2017 toe. Yes. Dit is waar ek baie van my kennis begin inwin het. Ek het voor dit ook al 'n bietjie navorsing gedoen rondom die bendeprobleem, dwelmprobleem, syndikaate wat operate. En ook die feit dat ek vermoed het dat SAPS betrokke is vanaf stasievlak all the way up. Dit het toe gekom dat my tuisdorp Wellington slagoffer geword het van 'n beweerde bendelid wie 'n nagklub gekoop het en hy wou aansoek doen vir 'n dranklisensie. Nou, die beweerde bendelid sal ek by naam noem vandag. Dit is die ene meneer Jerome Boyson, alleged gang leader of the Sexy Boy gang. En die nagklub se naam is Club Nouveau. So ek wil ook graag noem dat in 2015 daar 'n oorspronklike aansoek gebring is by die Drankraad van Wes-Kaap. Daardie aansoek was afgekeur en die regter het spesifiek gesê dat in daardie aansoek was dit 'n verkeerde aansoek, maar al was dit ook die regte aansoek, dat die elemente wat gepaard gaan vir 'n gemeenskap met 'n nagklub op hulle drempels, en onthou hierdie nagklub was reg oor die pad van 'n laerskool. Die naaste inwoners was reg oorkant geleë. Ek gaan jou weer sê waarom ek terugkom na daai 2 punte toe. Want in hierdie drankaansoek word dit toe geweier, die lisensie, die 2015 een. Nou, 'n paar dinge verander toe binne 'n bestek van maande, naamlik die stasiebevelvoerder wat toe daar is op Wellington SAPS was waarnemend en nog 'n aansoek word toe gebring. Nou met die tweede aansoek was daar geen publieke deelname nie. No public participation whatsoever. Terwyl die betrokke raadslid ook reg oor kan die pad gewoon het, soos wat ek verstaan. So dit is ook 'n kwessie van waar ons in daai dranklisensie aansoek van 2017 gesien het, dat feitelik al die distansies byna vertrippel was. Die laerskool reg oor kan die pad, wat 12 tree is, and that's me being generous, 12 tree kon ek gee. En dit het my tot by die laerskool geneem en tot by die naaste inwoner aangedui is as 100 meter ver. Dan is die naaste inwoner, wie eintlik 'n kaptein vandag in SAPS is, sy handtekening ook namens hom gemaak. Hy het nie kennis gedra van daardie tweede aansoek wat gebring is nie. En dit het hy erken, want 'n plaaslike koerant het hierdie berig geplaas en hulle het hom ook geondervra. Nou, ek het toe nou bewus geword van dit. Dit het my dwars in die krop gesteek, want it's my hometown, and I know what goes with gangs. I know it's going to become about territory. I know we are heading towards becoming Cape Flats, because that's how it starts. So ek was toe baie suspicieus en ek het die dranklisensies getrek by die Wes-Kaapse Drankraad en ek het hierdie bedrog, korrupsie eerstehands gesien. Ek het my huiswerk bitter goed gedoen en ek het hom deur al die range van SAPS gevat. Ek het hom aangemeld by die plaaslike SAPS. Ek het 'n saak van bedrog geopen teen 'n warrant officer. Nou 'n warrant officer deel nie net met dranklisensies nie, hy deel ook met vuurwapenlisensies. Nou as ek hier 'n plaaslike polisiestasie in 'n stil, lieflike, pragtige Bolandse dorp hier kon identifiseer op grondvlak. En ek vat hom toe deur die Winelands cluster. En daar word vir my gesê swart op wit en ek sit met die dokumentasie. No criminality is present. Daar kom toe niks van dit nie.
Dis nou Die teen oomblik Jerome. toe dis nou teen die Jerome Boys se nagklub lisensie van 2017. En so helder soos wat die mense wat naas geleë is se wonings daar staan as die bewysstukke. En daai laerskool nog tot hierdie dag en datum staan reg oor kan die pad. 12 tree word daar teen my gestry, teen die waarheid gestry teen wat op rekords dokumentasie ingedien is vir die waarheid, right? Ek het nie opgehou nie, ek dwars deur Western Cape Anti-Corruption Unit beweeg. Ek was tot in Pretoria by IPID waar ek 'n verklaring afgelê het. Hierdie saak het hom gemaak, of hy het al die pad deur die NPA gegaan, hy was weggestuur deur die Western Cape Anti-Corruption Eenheid vir decision to prosecute. Dit het teruggekom na my toe as we declined to prosecute, en daar was 'n lang verduideliking aan my gegee wat ek ook het. Ek het hierdie saak tot op presidensiële vlak geveg, waar ek persoonlik die Western Cape Community Capture noem ek dit, want dit is hoe ons gemeenskappe vasgevang bly. Het sy uit vrees, ons sien self hoe die mense doodgeskiet word wat getuies in sake is. Ons sien hoe advokate in hulle voertuie afgemaai word terwyl hulle kinders langs hulle sit. Ja, so wie gaan bang wees hier om 'n saak te vat? Dit het vir my die gevoel begin gee dat ons deel hier met 'n situasie waar ek, soos ek met trots verwys en tereg wat ek voor my het as bewyse. Ek verwys na ons SAPS as SAGS, the South African Gangster Service that serves in the Republic of the Western Cape. Ek wil nou met jou verder daaroor praat. Ek wil hê ons moet net gou ter wille van die mense wat na hierdie onderhoud gaan kyk. Vir hulle verduidelik wie presies is Jerome Donkie Booysen en is dit moontlik dat daar geen kriminele aanklagte teen hom kan wees nie? Meneer, as ek nou kyk hoe dwaas en hoe in broad daylight daai bedrog in 'n dranklisensie aansoek vir hom met die hulp van SAPS gepleeg is, hoe maklik ek het gespot het, dan is ek verbaas dat niemand dit nog gesien het nie. Want ek het hierdie saak ook met evidence by die Hawks in Bellville gaan aflaai. Ja, die president het my verklaring wat nou nog nie 'n antwoord teruggekry het nie. Ek het nou op die 31ste Maart 'n koerantberig gelees van 'n baie gesoute joernalis, moet ek sê, hy skryf redelik goed. En ek het hom gekontak en vir hom gesê, weet jy verwys daar in jou berig na 'n komitee wat op die been gebring is om firearm fraud, wat soos die generaal van die Weskaap weer sê, op stasievlak plaasvind. Maar wat het hierdie lid van die parlement, wie se naam ook daar genoem word in hierdie berig, en hy is die voorsitter van hierdie komitee, wat het hy gedoen met die inligting, met bewyse wat ek aan hom ge-email het, my oproepe, my opoffering, niks het daarvan gekom nie. Wat het die generale gedoen met die inligting? Wie was die generaal wat in beheer was van Drakensberg toe Jerome Booysen se bedrog gepleeg word? So wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir my? Daar is samewerking tussen SAPS en daar is samewerking tussen beweerde bendeleiers. En sekere se sake word ondersoek en sekere se sake word nie ondersoek nie. Maar kom ons gee net duidelikheid oor wie is Jerome Donkie Booysen. Want nie almal in die land weet wie hy is nie. Meneer Booysen is onlangs in Januarie, as ek dit nie mis het nie, gearresteer op bykans 100 aanklagte vir beweerde dwelmhandel. Daar word beweer dat hy die hoof van hierdie syndikaat is. Daar word altyd ook net beweer dat hy die leier van die Sexy Boy bende is. In die dranklisensie aansoek was daar na hom verwys as 'n geharde rugby speler wat baie bydra tot rugby in Suid-Afrika. Daar was geen negatiewe dinge van hom geuiter in hierdie dranklisensie aansoek nie. So there are many sides to him. I do not know him on a personal level, maar as ek die media so kyk, Hy is ook 'n paar keer geskiet. Ja. En dit is een van die punte wat ek in my appel wat ek ingedien het teen die toestand van die dranklisensie, want ek het hom in every level gefight. Was juis een van my verweere dat daar word restaurant helder oordag op hom geskiet. Selfs toe hy nou uit was op bail, wat ek nie kan verstaan hoe dit aan hom toegestaan is nie, want hy face ook aanklagte van moord
of sameswering tot moord. Dit was hy ook uit op bail toe hulle hom weer bail gee vir die amper 100 aanklagte van dwelms. So dit was 'n 2 skedules van ons oortreding in die strafregtelike prosesreg wat oortree is, maar hy het bail gekry and the state does not oppose that. En dit laat vir my, as ek kyk na die Killian saak, baie wonder oor wat word hier teruggehou. Wat word hier gefabricate? En dit is hoekom ek so interest het in die Killian saak. Voor ons daarby kom ons gaan nou net weer terug. So jy het in 2017 hierdie dranklisensie aansoek gekeer wat op 'n bedrieglike wyse sou bekom gewees het. En dit het jou laat afkom op korrupsie in die polisie. Jy het nou gesê jy noem die polisie 'n spesifieke naam. Vertel vir ons hoe diep lê korrupsie in die polisie volgens jou ervaring en waarneming daarvan. Dit lê verskriklik diep. Ek vra myself altyd die vraag af. In lockdown was drank illegal om te koop of te verkoop. Nou, hoe het ons merchants dan altyd 'n supply gehad? Ja? Hoe weet al ons drug addicts waar ons merchants is om hierdie drugs te bekom, maar ons SAPS weet nooit. Of hulle word gereid maar weer nie erns om op te tree teen drugs en teen gangs nie, in my opinie. As ons sake miskyk, soos 'n dranklisensie aansoek vir 'n beweerde bendeleier om in 'n klein gemeenskap te kom en sy ding te doen, met die hulp en bystand van SAPS vanaf stasie level, dwarsteer anti-corruption, dwarsteer jou Hawks, dwarsteer jou Weskaapse Hooggeregshof. En ek wil bysê die state prosecutor wat my saak geweier het om voort te gaan met hom, is ons selfde state prosecutor wat ons voormalige president Jacob Zuma vir korrupsie moet verhoor. So dit is vir my baie kommerwekkend. Verskriklik kommerwekkend. Ek het 'n Facebookblad begin, Guardians for the Valley /South Africa. En die rede hoekom ek is omdat net een koerant my storie wou print. Ek het met gesoute joernaliste geskakel. Ek het al my korrespondensie nog in e-mails en nie eers hulle wou daaroor skryf nie. Maar ek lees baie gereeld in ons koerante oor ander bendeleiers wie se sake ondersoek word, al die pad tot in Gauteng. Maar 'n saak wat met bewysstukke gekom het, was net nie nagekyk nie. So dit sê vir my baie, dit spreek vir my boekdele, want tot die bronne wat hierdie media inlig en op hoogte hou, how accurate are they? That, that's being fed to the media. How can we as a public trust that? How can we believe that? If our SAPs don't act in our interest, they don't respect the mandates, for example, daar is soveel sake wat ek kan sê op stasie vlak toegesmeer word. Hierdie selfde, ek het hom as 'n voorbeeld gevat, want Isak, dit is wat in elke gemeenskap gebeur op 'n daglikse basis. Dit is hoekom Suid-Afrika se crime statistiek dwars deur die dak gaan. En ons sit met ministers van ons polisie en ek het vir Becky Cele op kamera gesê 2019 by die Crime Summit in die Parel. Ek het vir hom gesê, we must clean up our SAPs first, Mr. Becky Cele, I quote myself. Want dit is die reine waarheid. Maar nou moet ons ook gaan kyk na al die aantuigings wat daar is teen ons topstruktuur. Ons sit nou met ons head van ons intelligensie, Peter Jacobs, wat suspended is. Ek sien gereeld op my blad en ek nooi almal uit om op my blad altyd te kom comment. En dan kom hierdie ander underworld figure, meneer Nafis Modak. En hy kom plaas gereeld comments. En hy sit ook altyd die bewyse by van sake wat hy teen polisie maak wat pend. En jy sien footage van hoe die Hawks se huis gaan ry en dink die kameras is af en dan wonder jy by jouself, wat gaan hier aan? So dit is baie diep. Dit klink of daar 'n Hense konsert aan die gang is. Daar is Isak, ek gaan dit vir jou sommer nou prompt uitsê. Met trotse Suid-Afrikaner, vaderlandsliefde wat klop in my bloed, né? Ja. Daar gaan grootskaalse dubbel K middel A aan in die Weskaap.
En dit sal dringend ondersoek moet word deur die president van die Republiek van Suid-Afrika. Hier gaan 'n unit nodig wees wat so groot is, want dieselfde mense wat ondersoeke gelas en ondersoeke hanteer, moet geondersoek word. Vertel 'n bietjie vir my, Natasha, in ons gesprek vooraf het jy dit al genoem. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie in besonderhede daarin gaan met hierdie hele drank lisensie aansoek wat jy hanteer het en teengestaan het jy met 'n klomp mense in die polisie te doen gekry. Jy sê tot dwarsdeur in die topstruktuur. Sonder om nou noodwendig spesifieke vingers te wys. Maar vertel vir ons wat jou ondervinding van die mense is met wie jy te doen gehad het. Jy mag name noem. Ons gaan nou net nie vir hulle van iets beskuldig wat ons nie kan bewys nie, maar net om 'n idee te kry van die omvang van dit wat jy ervaar het in so iets eenvoudig soos om 'n dranklisensie teen te staan. Isak, the resistance was, ek het nie woorde om dit te beskryf nie. Dit was astronomical. En dit is wat my nog meer suspicieus begin maak het. En meer determined begin maak het. Weet jy, ek gaan vir jou ook sê, ek het uitgereik na advokaat Booth, wie ook apparently an attempted assassination op hom gehad het. Ek het na hom ook uitgereik. Ek het op daardie stadium nie geweet wie se advokaat hy ook nog is of was nie. Toevallige dag voor my appel moes ek te voortgaan met net een advokaat wat aan my gegee is deur die Wes-Kaapse regering, want advokaat Booth het toe onttrek van die saak. Nou wil ek jou sê, ek het op daardie stadium al klaar geweet dat my saak is rigged. Ek het geweet ek gaan die appel verloor. Ek het ook geweet ek het nog een opsie oor. Dit gaan die Hooggeregshof moet wees, of die Konstitusionele Hof, want dit is 'n skending van 'n gemeenskap se menseregte ook. Dit is elemente wat gepaard gaan met GBV crimes, met soveel meer. En weet jy, selfs my tuisdorp, selfs die dorp wat ek my lewe voorgewag het my teenstand gegee. En ek weet nie hoekom nie. Is daar spesifieke mense in die polisie met wie jy te doen gehad het? Isak, die dag toe ek by Crime Summit in 2019 'n mondvol uitgelaat het, soortgelyk aan vandag, voor Becky Cele en ander delegate, was daar onmiddellik 'n offisier gesamen om my te agtervolg tot in 'n ander vertrek. Die persoon het homself aan my geïdentifiseer as intelligensie. Nou, op daardie stadium het ek met my intelligensie vir myself gesê, not a damn gaan ek my telefoonnommer vir jou gee. Ek gaan nie my nommer vir jou gee nie. Want as jy so intelligensie is, dan moet jy mos nou al dit wat ek weet, ook weet. Of hoekom moet ek uit Engeland kom en altyd sulke dinge kom uitwys? Jy weet, dieselfde met die homeless crisis. Daar is 'n menseregte kommissie, maar ek moet uit Londen kom om op die Kaapse strate, Wes-Kaapse strate, sulke dinge te kom uitwys aan leiers. En dit is wat vir my dwars in my krop steek, want daar is nie 'n leier van die Wes-Kaap dwars oor die Republiek wat ek nie teëgekom het. Ons praat nou hier van iPad vlak. Ek praat hier van brigadiere. Ek praat hier van generale. Ek praat hier van luitenant-kolonels. Ek praat hier van kapteine. Dwars deur elke rang. Daar is nie 'n manier die Wes-Kaapse generaals vir my gaan sê dat hulle nie kennis gedra het van hierdie saak nie. Want hy is 'n baie belangrike saak. Kyk, 279/10/18 is die saak wat die rogue unit van 'n spesifieke bendeleier baie mooi uiteensit. Met bewys. Jy het in die hele proses te doen gehad met Weerie en met Jacobs. In hierdie hele proses sou ek nie sê met Jacobs nie, maar nie spesifiek met hom nie, maar iemand was uit intelligensie agter my gestuur om my details by my te kry en meer details oor die saak. Dit nadat ek so 'n mondvol uitgelap het en ook spesifiek in die video sê of voor aan hom sê, the case has been raised to national and international level. Daar is 'n blad met amper meer as 2 miljoen mense wat weet dat vir 3 jaar lank word alles op daai blad
gepost. Ek het 'n advokaat en haar eggenote gehad wat my approach het en gesê het, ons kan hierdie inligting vir jou vat. Ek het met suspect lists, you name it, alles net so aan hierdie mense oorhandig, wat dit na bewering vir 'n generaal sou gaan gee het. Ek het in die teenwoordigheid van iPad in Pretoria hierdie generaal geskakel op die selnommer wat ek vir hom het. En ek het hom gevra, hoe ver is jy met my saak? So dit is die vlakke waarop ek alles moes, that's what I had to resort to in the end, just to get it heard. Wat was die reaksie elke keer gewees? Dit is altyd 'n toedeur. Dit was soos 'n ragdoll, of soos 'n rugbybal, was jy rondgepas. Ja? Alles was net, no, it's not criminal. Jy weet, ek kon dit nie verstaan nie, dit staan in swart op wit daar, die geboue staan daar, die straat is daar. Watter bewyse wil hulle nog hê? Ek het mooi uiteengesit, elke geleentheid waar daar pogings op meneer Boysen se lewe was, en hoe dit 'n gevaar vir die publiek kan inhou, wat as dit in die nagklubs moet gebeur, wat is daai schools ons kinders van my gemeenskap moet tref, watter invloed is so 'n tipe rolmodel op jong kinders wat by 'n laerskool reg oor kan die pad is. En dit is dinge wat net ongesens gegaan het. No community safety got involved in this matter. As I said, it was escalated. Weet jy, WKOD het ook niks aan die saak gedoen nie. Ek het topstruktuur by WK sien, toe die chief van die community safety for communities, het my na daai advokaat boef te verwys. So jy kan self besef in watter gevaar ek verkeer het, al die pad deur, as dit wat ek sê, die waarheid is. Ek wil by jou probeer uitvind, jy verwys aan die polisie as die South African Gang Services. Die SAGS, South African Gangster Service, ja. Watter spesifieke gebeure het jou oortuig dat die polisie in die Weskaap op 'n groot skaal by bende bedrywighede betrokke is? Is daar spesifieke goed wat jy vir ons kan noem? Isak, as jy enige kennis het van bende en die formasie en hoe dit met dwelms gepaard gaan en hoe dit bly ensovoorts, you have to ask yourself what makes the junction function. Die enigste manier hoe bendes en bendeleiers kan wegkom met hulle handel in gemeenskappe is met die hulp van die polisie. Dit is 'n feit. En as jy op gemeenskapsvlak self gaan en navraag begin doen, dan gaan jy agterkom dat sekere bendeleiers, soos wat ek agtergekom het in my tuisdorp ook, hulle kry voorkeur bo ander. Ek het byvoorbeeld gedeel met een wat, as ek dit nou 'n dead man's testimony kan noem, en hy was 'n so-called merchant in Wellington self. Hy is dood. In my korrespondensie met hom het ek vir hom gesê, jy weet, dit is wat gaan gebeur, dit is hoe dit gaan gebeur. Vra my vir jou familie om asseblief net die shell casings van die skote wat gaan klap as jou liggaam daar lê, of voor hy daar lê, dat hulle dit net bymekaar maak. That's the only evidence that's going to be there, because they will mess with the evidence. So 'n mens moet jy weet, as ek kyk, die Sexy Boy bende is gekoppel aan ander bendes, soos wat 'n mens, as jy kyk na alles, seker is, jy kry die Americans, jy kry die Hard Livings in die Weskaap, jy kry die kleiner foot soldiers, in Wellington is dit die Billy Worries wat nou uitsteek ensovoort, skote klap ook, rustige dorp. So jy kan sien hoe sekere elemente beginne inkom, maar nou kyk jy na die feit dat hulle sake kom net nie voor nie. Daar was 2 korrektiewe dienste beamptes voor hierdie Jerome Boysen, so te sê voor dieselfde straat, meters weg van die nagklub, gevang, betrap met dwelms, korrektiewe dienste in Drakensberg. En daai saak is net choopstil. Dit was 'n Wellington SAPS arrestasie. So as ek na sulke voorbeelde kyk, en dit speel af in menige gemeenskap, Isak. Dit is hoekom jou Cape Flats lyk soos hy lyk. Nou vra ek myself, jy het 'n anti-gang unit. Isak, dit maak nie saak wat se unit, en hulle het nou crime and robbery units, homicide units, murder squads gelaunch nou die 1 April. Maar nou is dit hierdie selfde parlementslid wat daar kommentaar gelewer het en beheer is, en ek vra myself, hy het kennis gedra van my saak, hy behoort beter te weet, en dis nou amper 3 jaar later. En hy behoort mos dan te weet dat SAPS is so geïnfiltreer en so deel van jou bende netwerk al, en om hulle dade te doen en hulle sake uit te gooi, dat jy hulle eers moet ondersoek voor jy enige damn unit kan op die been bring.
Dis nou die vraag wat ek wil vra hier uit, nê? Want uit my 'n bietjie inligting wat ek nou al bymekaar gemaak het wat maar gebrekkig is oor bendes, verstaan ek dat hierdie verskillende klomp bendes wat daar op die Kaapse vlakte operate en in die stad operate, die word in 'n nommerstelsel gedeel, die 26s, 27s en die 28s. Maar hulle dit is nou nie asof 'n bendelid net hy kan by meer as een nommer ingedeel word. Nou, die vraag is, word hierdie polisielede dan as dit ware tussen hierdie bendes nog boonop verdeel? Ek vra myself die vraag af, hoekom het sekere polisie die Jerome Boysen saak nie met soveel passie ondersoek, soos wat hulle byvoorbeeld Nafis Modak ondersoek en Target, is ook 'n Western Cape underworld figure, right? Wat sê dit vir my van hierdie hele situasie? Deel ons hierso met 'n underworld figure versus 'n underworld figure versus die polisie op sy payroll, die ander se payroll? Jy weet, deel ons hier met 'n praat jy, dan val hy situasie. Praat ons hier van 'n ouer Isak, hoeveel gaan jy my gee as ek jou saak van die hofrol afhou? Wat gaan aan? Isak, gaan jy my 500.000 gee? Dan gaan jy uit op bail. Jy's aangekla van moord en amper 100 sake teen jou vir dwelmhandel. So ek vra myself weer die vraag af, hoekom loop sekeres in die Republiek van die Wes-Kaap? Dit lyk my hulle het hulle eie justice system. Dis wat ek nou al begin wonder, want sekere dinge maak net nie sin nie. Die stad staan nie seker is 'n byl teen nie. Hulle misdade is veel erger as andersin. Maar it's, just go. You're free to go home for Easter lunch. So wat maak 'n ou dit doen? Doen hulle dit vir Mala? Okay, maar nou, wat hulle dit doen? Dis wat ek wil weet. Maar wat my bekommerd maak hiervan is hoe wyd dit lê, want daar's nou mense wat vir jou sê nee, maar dit is daarom seker die minderheid polisie beamptes, maar as ek die saak so uitkyk en ek luister vir jou uit, ek het gister ook 'n gesprek met 'n polisieman gehad wat onlangs onder druk moes bedank het, dan wil ek weet, wie kan 'n mens vertrou in daai hele regstelsel van die Wes-Kaap? Isak, ek het tot die conclusion gekom dat vir hierdie oomblik die enigste justice wat ek gaan kry gekry het tot dusver is sekerlik om vandag nog met jou ook te kan praat, want this case is still pending and this case is not going to go away because this is the story of many a community, many a SAPS, many amazing police officers that truly serve and protect and uphold the mandate of an oath they took to serve their country. There are so many of them, but unfortunately the bad outweighs the good here. And the evidence is clear when you look at your crime rates. Yes? How many of your crimes are committed by people on drugs? Drugs is a multi-billion industry in South Africa. Recently, we had something exposed in Saldanha Bay, it was. En een van die routes was hierdie cargo wat ingekom, die skip het ingekom met 'n helse klomp kokaine, met 'n straatwaarde van miljoene. En dit het gekom van Myanmar af, right? Nou as jy mooi kyk op jou drug smugglers route, it's connected to China. Nou vat dit jy nou alweer op 'n hele ander interview as ons moet gaan praat oor die drug routes en waar China mooi inpas. En ons almal weet wat die nuwe connection met Suid-Afrika ook en China is. So dit is nogal kommerwekkend. So mense moet jouself afvra, hoe hoog gaan dit? Okay. Ja? Ek sal bitter graag met jou daaroor wil gesels, maar vir die doeleindes van hierdie gesprek wil ek by die polisie bly. En die rede daarvoor is om te bepaal hoe diep en hoe wyd die korrupsie in die Wes-Kaap lê. Dit het jy nou al vir ons beduie. En nou wil dit vir my lyk asof geen weermag, geen anti-gang unit gaan jou help in die Wes-Kaap. Ek dink jy het dit al gesê, voordat iemand die polisie in die hofstelsel en selfs die regering van die dag gaan vasvat nie. Ja. Dit is so ernstig soos dit en dit gaan so diep soos dit.
want ek sit met my inbox wat vir my bewys is van die feit dat 'n brief gestuur is aan Cyril Ramaphosa, the presidency, op 18 Maart 2017 al, en daar was geen antwoord nie. 'n Brief is gestuur na die leiers van die Weskaap. Ek het onlangs nou weer kontak met hulle almal gemaak, omdat daar is bewyse van lede van die parlement wat ek ook in kontak mee was, om my te help, maar niks het van dit gekom nie. So, jy weet, ek weet nie eintlik waar om mee te gaan nie. Ek weet wat die waarheid is. En dit staar my dwars in die krop, hoe 'n vlag, 'n mag, dit net ignore. Dis al wat gebeur, ignored. So if we can't say crime must fall if corruption is so high at play here. And it spans into every faction. Alles is as jy met 'n vergroot, jy hoef nie eens met 'n vergrootglas te gaan kyk nie. Dit is so duidelik soos daglig. Natasha, wat is die uiteinde van hierdie saak van jou teen die dranklisensie? Die uiteinde vir my is dat ek reeds die Weskaapse Drankraad in kennis gestel het van die feit dat ek 'n klagte gaan indien en 'n saak van bedrog teen hulle gaan open. Die tribunaal wat my appel aangehoor het teen die dranklisensie. Ek het ook vir hulle gesê dat in lig van meneer Jerome Boysen, beweerde bendeleier van die Sexy Boys gang, se most recent arrest as an accused now in a murder case, conspiracy to commit murder, as well as almost 100 charges of and being the head of the Boysen syndicate, as alleged by the state. We do now need to cancel that liquor license. It should not be granted. It should actually be revoked. Yes. So that's what I've done there. I've contacted the Premier's offices of the Western Cape because I want him to now take a look at all the role players from their side that were involved in this case. And I have been speaking to an advocate to take the case further, because most of these people perverted the course of justice. And I think all those names should face prosecution and investigation for committing corruption. So is hierdie saak dus nog nie afgehandel nie? Is nog nie afgehandel nie, Isak, not by a long shot. They thought it would go away, but it's not. It's never going to go away until served. So iets so eenvoudig soos 'n dranklisensie het jou in oppositie teen bendes en korrupte polisiemanne gebring. Ja, Isak, dit is korrek. Ek het mense wat my nader, al die pad uit Weskaap uit, nê. Spesifiek, ons gaan weer na die een stasie toe, Wellington SAPS. Ek sit met 3 suspicious in custody deaths, nê. Ek het een begrafnis self bygewoon en ek moet jou sê, groot vraagteken. Ek het 'n ander saak die familie bygestaan. Dit was ook in die Weskaapse Son, baie duidelik, baie goed gecover deur daai journalist. En dit is 'n Rastafarian meneer Jan de Bruin, wie brutaal vermoor was. Hy het uitstaande sake gehad van aanranding teen van dieselfde cops wat betrokke was. Hy is so wreed, weet jy, ek gaan dit hardop sê, as ek die foto's van sy liggaam kyk, dan sê ek vir jou, dit is George Floyd van USA times a million. Ek het nog nooit gesien in die mandaat van SAPS dat jy 'n byl op iemand kan gebruik nie. Ek sê dit sommer vir jou front uit. Dit is so hartseer soos dit. 'n Ander ou het homself na bewering met 'n rugby T-shirt, T-shirts wat hulle op die stasie verkoop, nê, vir die World Cup, met dit in 'n sel gehang. Hy het 3 klein kinders. Isak, ek vra jou met trane in my oë, iPad het nog nie eers hierdie dame gekontak nie. iPad het nog nie 'n witness ondervra van die Jan de Bruin saak nie. So nou vra ek myself af, hoe ondersoek jy hulle police brutality? That is so bad in the Republic of South Africa, and that is a topic for another day. Natasha, so ek wil nou vir jou hierdie vraag vra. En ek wil dit kwalifiseer omdat ons weet. Ek vra die vraag. Beteken dit alles wat jy nou vir my gesê het, dat dit is wat die gemiddelde bruin inwoner van die Weskaap mee te doen het elke dag van sy en haar lewe? En ek noem dit ek kwalifiseer dit as bruin omdat ons nou van die Kaapse vlakte praat. En bendebedrywighede spesifiek in daai omgewings aktief is. Is dit die hel
kan ek dit maar noem, waaraan elke bruin inwoner op die Kaapse vlakte in die Wes-Kaap betrokke is. Dit is 100% spot on. En dit is wat my ook baie intrigue het van die hele situasie, hoekom ek dit die Western Cape Community Capture noem. Gemeenskappe is vasgevang in daai vrees. Dis 'n siklus, dis 'n vicious cycle waar hulle kinders gebore word net om op straathoeke te sit en 'n buttonkop, 'n tikkop, 'n daggakop te word, 'n misfit in society wat nie opvoeding further to the highest levels gaan pursue nie. They therefore get caught in poverty. Women on drugs just get pregnant like it's the order of the day. So ons sit met hierdie arme klein kindertjies ook nog wat it comes with its own tragedies. So it's this vicious cycle of bullets flying, turf wars, turf wars why? Because of the drugs that's in circulation. Kan breinmense, die vraag, dis eintlik wat ek wil probeer verstaan is hoe baie breinmense dan nou op die Kaapse vlakte kan kom vertel van hulle verskriklike stryd, nie net teen bendes nie, maar teen korrupte polisiemanne, It's the order of the day. Om geregtigheid te laat seevier. Die klagtes is enorm, Isak. Die klagtes is enorm. Dit is, as jy lees net die koerante van die Wes-Kaap self, dan gaan jy altyd lees van dit of dat of jy weet, hier is 'n kind doodgeskiet dat en dit spreek vir sigself. If you're just driving through there, it's on the ground, it's every day, it's undeniable. Jy weet, it doesn't take a genius to figure out what's going on the Cape Flats. And you have the anti-gang unit based there in the very Bishop Lavis, where we had the assassination of the late Lieutenant Colonel Carl Kinnear, sorry. But what I'm saying to you is, so obviously SAPs are aware of this, and you got to ask yourself, why is there not more done on the ground? Why aren't these gangsters arrested under the Poker Act or something? Why isn't more done? There is more that can be done. Maar ons lees altyd net in die media van, hier is ons nou, ons het nou dit gedoen, ons het hierdie drugs gekry, ons het dit gedoen. But in the meantime, the junction still functions. And I'm telling you straight, the only way the junction can function is with the help from our SAPs. Because the cases don't make it to court. Dit kom sekerlik nie eers verby CID vlak nie. En wie gaan opstaan teen hierdie tipe bendes? Wie gaan opstaan as so baie mense assassinate word left, right and center? Who stands up? Who actually stands there and takes the lead on matters like this? So if they are told it's not a crime, if they are told we are declining to prosecute, get that. I was meant to be a stupid colored girl from the Voordorp, Wellington, and who would have now thought that I was going to go digging around in a liquor license for Jerome Boyson and never give up? Eintlik moet ons hier praat van generaal Jerome Boyson, generaal Nafis Moudek. Jy weet, as ons dit nou so ver met vat, dan wil dit vir my lyk asof dit so is, of kan wees, en die moontlikheid is altyd daar. 'n mens, soos ek sê, te reg seks verwys ek na, en ek noem dit altyd die Republiek van die Wes-Kaap, want hulle het regtig haar hulle eie stelsel. Dit is nou duidelik. Al moet ek nou myself vir 'n voorbeeld gebruik in my eie saak. My saak het eintlik 'n hele belat kom ontbloot op die einde van die dag. En dit is feitelik. Natasha Downey, baie dankie dat jy met my gepraat het. Ek wens ek kan langer met jou praat, maar ek gaan weer met jou praat. Dankie dat jy tyd gemaak het vir my. Kom ons sê net vir die mense wat na hierdie onderhoud luister, die storie wat ons hier vertel is Natasha Downey se storie met die polisie in die Wes-Kaap. Ja. So daar gaan dalk mense wees wat met jou verskil hieroor, maar ons kan vir hulle geleentheid gee om te praat. So as enige iemand wil verskil met die storie, asseblief, kom ons gee vir jy die geleentheid om te vertel, maar ek dink jou storie verdien om vertel te word. Dit is immer jou stryd met die polisie gewees. Ja, dit was 'n helse stryd, nee, maar soos ek altyd sê, die dokumentasie is hier. Dit is 3 jaar plus se ondersoekwerk. Dit is swart op wit. Dit is hulle eie verklarings en statements wat hulle aan my geuiter het, wat op die einde van die dag staan as die waarheid. So hulle sal eintlik maar net teen hulle self kom stry. Dankie Natasha. Goed gaan hoor. Alright, mooi dag.
Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za.